En so vanaand kom ons dan by die skoonheid van vergifnis en genesing. Die skoonheid van vergifnis en genesing, en die oorlose tema is skoonheid uit die as. Broers en susters, 'n vraag wat ek gou wil vra is daar enige iemand vanaand wat nog nooit vergifnis van God moes vra nie? Enige iemand? Jy sien, geliefdes, ons is so sondig van natuur, dat ons al op ons knieë moes gaan, en met die Here praat. Ons vra om ons te vergewe. Dalk het ons te hard met iemand gepraat. Dalk het ons te hard met ons kinders gepraat. Dalk het ons verkeerde woord aan my maat gesê, aan my spouse gesê. Dalk het ek nie my kind geglo nie, toe my kind vir my 'n storie vertel het nie. Liewer iemand anders geglo. En so, geliefdes, is daar 'n lang lys wat 'n mens kan opnoem, waar ons vergifnis moes vra. En dit is slegs wanneer jy ervaring het van vergifnis van die Here, dat jou hart kan borrel van vreugde in die psalm soos wat ons gelees het. Lof vloei uit 'n hart wat vergifnis ontvang het. Loof die Here, o my siel. Vergifnis, geliefdes, lei tot 'n aanbidding. Vergifnis help ons om nader aan die Here te kom. Om nie sy weldade vir een oomblik te vergeet nie. Om altyd sy genade vir ons te onthou. So wanneer ons vergifnis ervaar, kan ons nooit sê en verwaan daarom wees nie. Ons kan nooit verwaan daarom wees nie, want dit is die Here se goedheid wat hy dan oor ons uitstort en ons uit daardie put uit verlos. Geliefdes, God vergewe ons se sondes. En wanneer hy vergewe hy totaal en al. Hy het geen sonde wat te groot of te klein is wat hy nie vergewe nie. Hierdie gedeelte is vir my baie moeilik, want wanneer 'n mens aansoek doen vir werk, dan vra hulle mos in jou CV vir kriminele oortredings of vir wat ook al wat jy daarna moet lys. En sommige keer as jy nou 'n kriminele oortreding het, word jy nie gekortlys nie. Al het jy by God vergifnis gekry, staan dit op jou naam. Hulle sê my maat gepraat van daar's 'n klad op jou naam. Maar broers en susters, by die Here werk dit nie so nie. By die Here vergewe hy vir ons, vir alles, totaal en al. Dit is nie maklik om hierdie geloof van ons te beoefen nie. Dit is nie maklik nie. God vergewe nie bietjie sonde nie, maar al jou sonde. Om geloof te beoefen, sê ek weer, is nie maklik nie. Geliefdes, want wanneer God vergewe, wie kan dan die scepter oor jou swaai? Wie kan dan nou nog verder vir jou oordeel? Kyk hoe mooi werk die Here. En dit is hieraan dat 'n mens kan sien dat die persoon dankbaar is vir die vergifnis wat ontvang is. En vergifnis is gekoppel aan genesing. Is dit nie wonderlik nie? Vergifnis is gekoppel aan genesing. Die Here wil hê dat u genees. Die Here wil hê dat daardie swaar sak wat oor u lewe is, dat dit verlig moet wees. Dat dit vat dit self weg. Maar waarom, broers en susters, loop ons dan nog asof ons daardie sonde nog steeds dra? God wil hê dat ons dit moet los, dat ons gedagtes moet vrymaak. Hy vergewe ons totaal en al. En daarom, wanneer ons vergifnis ontvang van die Here, maak hy vir ons gesond. Hy genees ons geestelik en emosioneel. En nou hang dit
van uself af. Leef ek voort in die gedagte van my verlede, dat ek losbandig gelewe het, soos die woord sê, my geld uitgedobbel het, my werk uitgedrink het, want God vergewe, dat jy geestelik en emosioneel genees kan word. Broers en susters, hy verlos, hy kroon ons, en hy versadig ons. Is dit die wonder? As ons in daardie sak as lê, in die modderput, wat er omstandighede dit ook al is, dit is God wat ons daar uitlig, maar nie vir ons om onsself weer onder te hou nie, klein te hou voor almal nie. God het ons vergewe. Mense is geneig om te praat van die Here het vergewe of ek vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Wat beteken dit vir gelowige broers en susters? Nee, ons kan nie gelowig wees of onsself gelowige mense noem as ons nie kan vergeet nie. God vergeet, hy vergewe, hy verlos. Wat is dan fout met ons dat ons dit nie kan doen nie? Ons maak aanspraak op die Here se verlossing, sy genesing. Ons maak aanspraak dat God ons gesond moet maak, geestelik, emosioneel, dat die Here ons daaruit sal lei. Maar die mens hou nog dit, soos 'n wortel voor 'n mens. Hy lig ons uit die put van donkerte, uit gebondenheid, maak hy ons los en vry, uit verderf uit lig hy ons op. Vergifnis in Christus Jesus doen dit alleen. And I love this part, when Jesus touches your life, when He is busy in your life, when the Spirit is moving, He restores your dignity. He renews your strength. Hy bring herstel, waardigheid, geliefdes. Ek sal nooit vergeet nie. Dalk het ek het vertel, ek hoop nie so nie. Ons het groot geword, sal ek maar sê, in die arm gedeelte van Vredenburg. En ons was eintlik nie toegelaat om biblioteek toe te gaan nie. En moes ons omdraai by die biblioteek, ek en my broers en susters, ons was 6 kinders. Ons het besluit, ons wil biblioteek kaartjies hê. Maar sê die bibliotekaresse vir ons, nee, julle kan nie kaartjies kry nie, ons wil weet waarom nie. En sy sê, julle kan nie kyk na die boeke nie. Ons gaan huis toe, ons gaan vertel vir ma. My ma was nou aan die hand. Sy het alles gelos waarmee sy besig was en gesê, kom. En ons het biblioteek toegegaan. En my ma kom sê net, ek gaan nie 'n naam noem nie, dan ken jy Lucifer. En mama sê, julle gee nou vir my kinders kaartjies. En onmiddellik kry ons kaartjies. Geliefdes, daardie klein voel, by mense wat dink hulle is beter as jy. Daardie waardigheid wat mense van u afvat. Wanneer God kom en God sê, jy is my kind, ek sorg vir jou, kan niks of niemand dit anders maak nie. Broers en susters, die Here, wanneer hy besig is in jou lewe, kan niemand dit keer nie. When the Spirit of God is moving, nothing can come in its way. Niks nie, maar niks nie. Dit bring herstel, dit bring waardigheid, dit bring vernuwing, dit bring ander uitsigte in die lewe. And that is why we can say, there is none like you.
Die wond van rebellie, broers en susters, die krag van vergifnis in hierdie verhaal waar die seun gebroken is. Hy het skaam gevoel. Hy het geïsoleerd gevoel. Maar as gevolg van sy hardkoppigheid het hy honger geword. En sonde beloof jou altyd te veel. Wanneer jy op 'n verkeerde pad is, dan lyk dit mos lekker en alles, en dit beloof vir jou die wonderlike dinge. Kyk maar net wat mense doen, wat in korrupsie besig is en so meer. Sonde, die wond van rebellie, bring niks goeds aan die einde nie. Al lyk dit vir mense, hulle kom weg met hul dade om moord te pleeg, om te steel, om seer te maak, te verkrag, oorloë te voer waar mense elke dag sterwe, kinders honger ly. Al lyk dit vir daardie Israeliete of die Israelse regering en Amerika, al lyk dit hulle wen. Aan die einde gaan hulle nie wen nie, want hulle moet rekenskap gee. Al sonde beloof veel, maar dit gaan min oplewe. En hierdie mense moet rekenskap kan gee. En ons eie regering, geliefdes, blaatant openlik besteel ons land, ons mense letterlik, waar die kos, mense kan dit beskryf as kos, wat uit die mond van die arme geneem word. Hoeveel triljoene rande is alweer weg, waarvoor daar nie aanspreeklikheid aanvaar word nie. Die wond van rebellie in ons geleesde hoofstuk is skaamte, isolasie en honger. En broers en susters, dit is in 'n tyd soos hierdie wat ons vir die Here moet vra. Here, verlos ons van hierdie bose in ons land. Verlos ons van hierdie regering. Ons moet bid, soos ons destyds gebid het, dat apartheid afgebreek word. Hierdie is 'n ander vorm van apartheid, broers en susters, en daarom moet ons vir God vra, lig ons uit hierdie as uit, verlos ons, breek hulle magte, en hy kan dit doen. Hy kan dit doen, broers en susters. Ons kan nie. Op die oomblik is hierdie mense in die wêreld arrogant, omdat hulle in bepaalde posisies sit. Die woord van die Here sê vir ons, die wond van rebellie, ek wil eintlik byvoeg, die wond van hulle arrogansie, sal hulle tot skaamte doen. Maar die Here kom dan, wanneer hierdie man daar sit in sy sak en as, en hoor mooi, geliefdes, hy sit daar, dan draai hy na genade. Daar's 'n kans om dit om te draai. Selfs vir die een wat ons besteel, daar is 'n kans om dit om te draai. Hierdie verlore seun, toe hy tot homself gekom het, die oomblik toe hy besef wat regtig gebeur het, is die tyd toe hy tot inkeer gekom het. Nie net besef hy dat hy verkeerd was teenoor sy vader nie, maar dat hy gesondig het teenoor die Here. Vergifnis begin met 'n nederigheid, 'n ernstige soeke na die Here en 'n terugkeer na God toe. Nie 'n terugkeer na my eie ek nie, maar 'n terugkeer na die Here toe. En dit is waar die Gees van God ons lei. Soek die aangesig van die Here. En dan gaan hierdie teks so mooi aan, hy gaan net so mooi aan. Die Vader, wanneer hy sy verlore kind sien, wat doen hy? Wat doen hy? Hierdie kind wat hom teleurgestel het, hierdie kind omhels hy. Hy is uitbundig van vreugde. Hy is bly vir sy kind wat van die strate afgekom het. Hy is bly vir die kind wat hy ook al gedoen het. Hy is terug onder sy beskerming. Onvoorwaardelike genade word hier betoon. Genesing vind plaas wanneer liefde swaarder weeg as oordeel. Die stryd om te vergewe, broers en susters, en baie keer haak ons ook daar vas. 'n bitterheid en 'n eie geregtigheid. 'n Bitterheid want ek was aan al die tyd in die huis. Ek is die een wat die narrow pad gestap het. Ek is dan die een
wat hier naby was, maar ek het nooit dit ontvang wat pa nou vir daardie seun gee nie. Ek het dit nooit ontvang nie. My suster was 'n krangige netbalspeler en spiesgooier en kry altyd die duurste tekkies en liefdes, wat dit moet spikes wees en alles. En dan kom ek, en dan moet ek langsaan gaan vra vir 'n paar tekkies. En dan kyk ek die besigheid so. En ek sê eendag vir haar, jy word regtig bederf. Maar ek sê woorde aan haar wat seer gemaak het. En ek moes teruggaan. En ek moes vir die Here vra, verlos my van hierdie gevoel van klein wees. Verlos my daarvan, Here. Maar soms ons voel so. En veral as jy 'n middelkind is, dan voel jy so. En hierdie broer het gevoel, ek is aan altyd hier. Ek is die een wat gebly het, na jou gesorg het, gekyk het. Jy het nog nooit so 'n wonderlike kleed om my gehang nie. Maar ware genesing, broers en susters, sluit die vrylating van ander in en onsself. As ons nie ander vrylaat wat leed aan ons doen nie, dan kan ons nie regtig vry wees nie. Maar ons moet onsself vergewe. Ons moet toelaat dat ons onsself reinig van dit wat ons terughou. Die skoonheid wat uit die as kom, is vergifnis, genees wat bitterheid breek. Wat bitterheid breek, geliefdes, kom daar vergifnis. Maar u moet toelaat dat die Here u genees. God se genade herskryf eintlik ons stories. Vandag sing ek 'n heeltemal ander lied. Ek praat 'n ander storie, want God se genade was vir my genoeg en ek glo ook vir u genoeg. Genesing beteken nie net om herstel te word nie. Dit beteken om nuut gemaak te word. Broers en susters, dit is groot. Dit is baie groot om nuut gemaak te word. Is soos wanneer 'n mens 'n boek blaai en jy kom op 'n skoon bladsy. Dit is wat God vir ons gee. Uit hierdie as uit. Watter omstandighede jy vas insit of vas ingesit het. God kom en hy lig vir u daaruit. Wanneer hy vergewe, dan gee hy vir ons 'n skoon bladsy. Psalm 103 vers 5 sê, wat jou die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Dominee Williams het gepreek oor die arend. Nie lank gelede nie, né? Nou, ek kan nou nie alles herhaal wat sy gesê het nie, maar sy het die karaktereienskappe van die arend so mooi uitgelig. Kyk wat doen die Here. Hy skenk ons die jeugtige krag van die arend. Ons moet nie in sak en as vassit nie. Wanneer ons vergifnis van die Here ontvang het, maak hy ons totaal en al vry. Ek verkyk my altyd aan, daar's 'n Pinksteroom gewees, ons sê nou vir die Pinksteroom, wat met sy Bybel, en dan is ons op Pinksterdiens, ons almal loop, die paaie af kerk toe, en dan het hy met sy Bybel onder, en dan, hy's vinnig, maar hy drafstap so, en dan sê hy altyd, kom dierbares, kom, julle is te swaar voetig. En dit bly by my, julle is te swaar voetig, want in Pinkster moet ons ligvoetig wees, want dit is die Gees van God, wat vir ons lig, wat vir ons uitlig, wat vir ons nuut maak, wat vir ons vergewe. Dit is daar die Heilige Gees, broers en susters, wat vir ons totaal en al nuwe mense maak. Laat ons nie voortsleep om swaarvoetig te wees nie. Laat ons neem wat God ons vandag gee en laat agter al hierdie sakke wat ons altyd saam wil sleep. Vergifnis is nie net 'n geskenk wat ons ontvang nie. Dit is 'n pad wat ons moet stap. Wanneer ons toelaat dat God se vergifnis wortel skiet, blom genesing
natuurlik. Blomgenesing, natuurlik. Oh, isn't he wonderful? Genesing blom natuurlik. Is dit nie wonderlik wanneer iemand vir u aankyk en sê maar, ja, u lyk so goed. Dit straal daar uit jou. Is dit nie wonderlik om dit te hoor nie? Genesing blom natuurlik. Soos die verlore kind word ons tuis verwelkom. Nie verstraf nie, maar tot herstel. Ons word tuis verwelkom, nie verstraf nie, maar om te kom herstel. Wil u nie vanaand na die Here se voete toe kom? Neem hom aan op sy woord. Vertrou hom. As hy sê jou sondes is vergewe, kan niemand anders enige iets doen om dit te keer nie. As jy vanaand 'n verlore seun, as jy vanaand ver van die huis af, sit jy daar tussen die varke. Kom nader na jou huis toe, waar daar nie 'n oordeel is nie. Het u dalk 'n ouer broer of suster teen wie u steeds 'n wrok koester? Laat toe dat die Here dit ook van u afhaal. Kom na hom toe. Daar is skoonheid in vergifnis en daar is genesing in sy arms. Amen.